Goeiemôre van my kant af, lekker om almal te sien en ook spesiale welkom almal wat aanlyn kyk. Dit is lekker om vanoggend net so 'n bietjie saam met julle te kuier. Ek wil net sê Benny, dis nie 'n bakkie nie, dis 'n Hilux. Onthou dit. So, ons is in ons tweede week van ons reeks Blurred Lines en ons praat oor dankbaarheid, want dankbaarheid in elke omstandighede hou ons harte gesentreerd op God en nie wat rondom ons aangaan nie. En ons het spesifiek hierdie tema gekies, Blurred Lines, want hierdie vaag lyne beteken ons onderskei baie keer tussen twee dinge, tussen goed wat onseker lyk en goed wat onduidelik is, en as gevolg van dit impakteer dit ons geloofslewe en dit impakteer ons so dat ons 'n wanpersepsie kry of 'n vertroebelde visie oor wie God regtig is. Hierdie beeld wat ons het oor God is baie keer hierdie vaag lyne, want ons sien seker goed nie raak nie, of kan ek sê ons kies om seker goed nie raak te sien nie. En so dis die gedagte wat ons gesê het, wat is hierdie goed wat blurred lines, vaag lyne in jou lewe veroorsaak? Dit kan baie keer onvergifnis wees, dit kan baie keer jaloesie wees, dit kan baie keer goed wees dat jy die Here vertrou het en jy dit nie gekry nie. Jou gesondheid wat onderdruk is, jou finansies, jou besigheid en daar's soveel goed, dalk verhoudinge, jou gesinslewe, en ons beleef hierdie verdrukking in ons lewe en ons sien nie wat God regtig vir ons instoor het nie. En dan skryf Paulus hierdie so mooi aan die kerk in Efese, 'n groep gelowiges wat hy hulle eintlik wil kom bemoedig, en dan sê hy vir hulle die volgende in Efesiërs hoofstuk 1 vers 15, hy sê daarom, omdat ek gehoor het van julle geloof in Jesus Christus en die liefde vir al die heiliges. Hy praat nou, as ek dit in vandag se konteks kan sit, hy praat met ons, Doxedae. Hy sê, hou ek nie op om vir julle te dank nie. Ek noem julle ook in my gebede. Ek hou aan om vir julle te bid. Ek is dankbaar teenoor julle. Ek is dankbaar, hoekom? Omdat julle geloof nommer 1 in Jesus Christus is. Dis ons vertrekpunt. Verlede week het ek gesê, dit is ons hoëpriester. Ons gaan na hom toe. Hy is die begin van ons geloof en die volleinde van ons geloof. En so dit is die prentjie wat Paulus vir ons wil kom skep. Hy sê, nou, ek hou aan om dankbaar te wees vir julle, maar ek is ook op 'n plek wat ek aanhou vir julle bid. Dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring sal gee, om hom werklik te ken. Onthou julle die vorige reeks wat ons gedoen het, 'n studie oor integriteit, en die een voor dit oor intimiteit. Dit gaan om hom te ken. Wie is hy? Ons wil God ken in elke area van ons lewe, en dan sê hy hierdie, en dat julle verstand sal verlig, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is, en wat die rykdom is van die heerlikheid van sy erfenis in die heiliges, in die kerk. Hy sê, ek en jy, ons vertrekpunt is juist dit, omdat ons weet, ons is erfenis, ons het 'n erfdeel in Jesus Christus, leef ek vanaf daai posisie. Jy weet, in ons huis werk dit baie keer so, en in hierdie week toe sien ek dit weer so raak. Jy weet, as hulle ons klein is, dan voel jy, hoekom eet ek jou nie op nie? Jy is so oulik, en dan as hulle ons 16 is, dan voel jy, hoekom het ek jou nie opgeëet nie? Okay, ek weet, dit gebeur nie by julle nie, dit gebeur nie by die ouens wat aanlyn kyk by hulle huise. Maar hierdie is 'n seun, ons oudste seun, hy kom sit, ons sit aan tafel en ons het klaar geëet en ons het pasta gemaak en daar's die pasta klaar en hy sê vir my, hy wys die bord so. En ek sê nou, hy kyk ons en sê, dink pappa ek kan vir my 'n broodjie maak. Hy het nou net sulke hoop berg pasta gehad. Maar vir hom is dit, ek weet hierdie is nie genoeg vir my nie, maar ek weet daar's nog. Want daar's nie 'n tekort nie. Vir hom sien hy dit raak en partykeer sê hy, pappa, ek is honger, daar's niks in die yskas nie, maar as ek oopmaak, dan is daar genoeg. Jy sien, hy wil net hê wat hy wil hê. Hy sê, ek is lus vir kaasbroodjie, maar nou is daar nie kaas nie, nou voel hy, daar's niks in die yskas nie. Werk dit ook so by julle huise? Okay, dankie tog, ek het gedink, ons is die uitsonderings. Maar vir hom leef hy met die persepsie, ek weet, ek is deel van hierdie huisgesin.
My perspektief rondom dit is, daar is iets om te eet. Ek sê nie vir hom, hoor jy, ek is jammer gestaan op die hoek en gaan bedel, dan kry jy vir jou 'n loofbrood se geld en dan, ek doen nie dit nie, want hy weet wat is sy vertrekpunt, en as gevolg van dit, ons dankbare harte, wat ons verlede week gesê, kom op 'n plek waar ons herken dat God die bron is, vir ons. God is ons bron van ons lewe, en vandag wil ek met jou praat oor omstandighede en ons dankbaarheid in omstandighede, dat in dit waar ek myself bevind vandag, dat ek daarvoor sal dankbaar wees. En dan sê Paulus hierdie in 1 Tessalonisense, hy sê, wees in alles dankbaar. Die Griekse woord vir daai woord alles beteken letterlik alles. Dit wat jy kan aandink, alles. Wees dankbaar in alles, en dan sê hy, want dit is die wil van God in Jesus Christus. Ja, alhoewel, en ek wil graag die wil van God doen, begin by om dankbaar te wees. Dit is waar die wil van God begin. Dit is waar God jou wil hê, dat jou hart so sal wees, dat jy dankbaar sal wees in dit wat God vir ons wil hê. Want dankbaarheid te midde van swaar kry, beteken nie, ons vergeet, ons gee voor in alles wat met ons gebeur nie, maar dit is eintlik om op die plek te kom wat ons sê, ek kyk na U, maak nie saak wat hier gebeur nie, ek kyk nog steeds na U. God is nog steeds goed, omdat ek weet, ek kan op Hom vertrou. En dankbaarheid is eintlik, dis sê 'n natuurlike ding wat kom, dis eintlik 'n bonatuurlike ding, want hoekom? In hierdie omstandighede waar ek myself bevind, wortel ek my hart, begrawe ek eintlik my hart in die vertroue om God te kan vertrou. So ek vertrou U, deur alles wat ek gaan. En so skryf Paulus hierdie aan Filippense, dan skryf hy hierdie vir hulle. Hy sê, wees oor niks besorg nie. Oor niks. Hy sê, maar laat julle begeertes in alles deur gebed en smeking met danksegging bekend word by God. Wees oor niks besorg nie. Jy sien, in hierdie lewe het ons het warriors en warriors. Die warriors, hulle fight vir Jesus. En die warriors, hulle is warriors vir Jesus. Hulle worry oor die petrolprys wat volgende jaar opgaan. Ken julle daai mense? Ek moet nou nie name noem, maar ek ken sulke tipe ouens. Hulle worry oor alles. Nou sê Paulus, hy sê, wees oor niks besorg nie, moet oor niks worry nie. Want hy praat van 'n plek af waar hy weet, en dit is hoekom hy hierdie skryf. Hy sê met danksegging maak jou begeertes bekend aan God, en die vrede van God wat alle verstande te bowe gaan, sal julle harte en julle sinne bewaar. En dan gebruik hy weer hierdie stelling, in Jesus Christus. Dink vir 'n oomblik daaraan. In Jesus Christus sal hy jou bewaar. Wanneer hy praat van vrede, dan verwys hy na die shalom van daar's niks tekort nie. Hoekom? Want ek het Hom as my bron en hy bewaar my gedagtewêreld. Want keuse is om te besef dat dankbaarheid is 'n keuse en dit is nie 'n toestand nie. Dis 'n keuse wat ek maak. Maak ongeag van waar ek is, ek maak 'n keuse. En wanneer Paulus hierdie skryf hy sê eintlik in 'n ander vertaling sê, verbly julle in die Here. Wanneer Paulus dit skryf hy dit nie uit 'n paleis uit, wanneer hy daar sit op die Lailo of jy weet op die swembad en drink 'n lekker drankie en kyk na die sonondergang. Nee, hy sit in die tronk en hy sê verbly jou. Sy omstandighede is haaglik. En nou skryf hy hierdie en sê, ons dankbaarheid is omdat ons weet, ek het elke rede om te kla, sê Paulus, ek het elke rede om te twyfel in God, maar tog kyk ek en ek sê, verbly julle in die Here, want geloof is 'n besluit. En dis nie 'n reaksie op dit wat om my aangaan nie. Dis 'n besluit wat ek maak om te sê, Here, ek is dankbaar, want my omstandighede bepaal nie my dankbaarheid nie. Christus Jesus doen. My omstandighede bepaal nie my dankbaarheid nie. Christus Jesus doen. Ag, julle is hier. Gewonder.
En so wanneer ons kies om dankbaar te wees te midde van al ons verdrukking, verklaar ons eintlik, ons God is groter as die grootste omstandighede wat ek beleef heiliglik. Dis eintlik wat ek sê. Want ons is gemaak om eintlik vooruit te gaan. Ons is gemaak om sekere goed te stel en ek noem dit eintlik, ons is gemaak om termostate te wees. Jy weet, die verskil tussen 'n termostaat en 'n termometer is om te besef 'n termometer weerspieël die temperatuur, maar 'n termostaat stel dit. Hy maak seker hierdie temperatuur is op so 'n manier en op soveel grade en daardeur is dankbaarheid eintlik dit dat ek en jy as dankbare gelowiges termostate is wat bepaal wat die temperatuur eintlik gaan wees. Dit bepaal wie ons gaan wees. En ek sê altyd ons is termostate want as jy nou kleinkinders het en jy ry nou saam met jou kleinkinders in die kar, doen myself 'n guns, gee vir hulle chocolate in hulle hand uit die papier. En dan sê jy vir hom, seun, moenie mors nie, eet vandag. Het jy al gesien wat gebeur? Hy hou daai chocolate en later dan jy soos in, hoorie, wat se chocolate oorlog het hier agter gebeur? Jy weet, daai chocolate smel, dit is later oor sy hele mond, sy hande is vol, en dan kyk hulle soos hulle, ek is nog nie klaar nie. Nee, ek weet, want dit gaan nou op ons sitplek behoort. Jy weet, jy sien dit letterlik raak, want hoekom? Ons is so gemaak, en ek wil jou vanoggend op 'n journey vat om te besef, hoe kyk ons na hierdie lewe? Omstandighede wat baie keer ons bepaal hoe ons na sekere goed kyk, wil ek vandag jou eintlik kom wegvat in 'n storie wat jy besef dat dankbaarheid is 'n keuse, dis nie 'n kondisie nie, maar dankbaarheid bring ook 'n duidelikheid van visie. Dit help ons sien wat God vir ons in store het. En hierdie verhaal gaan oor die 12 spioene wat ons al baie keer oor gelees het in Numeri hoofstuk 13. En wat hier gebeur het, was oor die groot belofte wat God gemaak het aan Israel. En dan stuur hy 12 spioene. Hy vra vir Moses, gaan kry 12 spioene, laat hulle gaan en hierdie nuwe stad wat ek julle het, die beloofde land wat ek vir julle het, dat hulle dit gaan bekend en verken en dan moet hulle terugkom met 'n verslag en hulle moes gegaan het en dan sê God vir Moses, jy moet hierdie ouens kies. En hoe dit gewerk het in daai kultuur is, daar was verskillende stamme gewees. En van elke stam moes hulle iemand kies. Elke stam sou iemand kies wat wysheid het. Iemand kies wat invloedryk is. En hulle sou hierdie persone kies, want hierdie persone sou gaan en wanneer hulle terugkom, sou elke stam self God se getrouheid bevestig deur die persoon wat hulle gestuur het. En hierdie 12 stamme, hierdie 12 spioene het gegaan om hierdie land te verken in Numeri hoofstuk 13, kan jy dit gaan lees. En daai tyd was dit so gewees dat die antieke ooste omgewing, wanneer hulle spioene gestuur het, verkenners gestuur het om te gaan kyk, was dit hierdie militêre optog wat hulle moet, voordat hulle die militêre veldtog of optog sou hê, so hulle gegaan het om te gaan kyk wat gaan aan en bepaal hoe lyk hierdie omgewing, wat is hierdie ouens se verdedigingsstelsel, hoe lyk die land, hoe lyk die landgebiede, hoe lyk die strategiese goed van daai land en hoe sou ons dan hierdie land oorvat. En dit was eintlik hulle taak gewees wat Moses hulle eintlik voorgevra het. Daar gaan julle ouens, julle as stamleiers, kom terug. Julle is invloedryk, julle moet terugkom, want julle is manne met wysheid. Julle is manne met moed, met baie moed wat julle het. Julle is manne wat die volk sal lei en julle is manne wat sal kom bevestig dat God eintlik goed is. En dan dink ek net vir 'n oomblik hier aan. As iemand klaar vir my sê, weet jy wat, ek gaan jou stuur, want ek vertrou jou. Ek weet, jy is die een wat soveel moed het, jy is die een met soveel wysheid, jy is die een met soveel krag en inspirasie, en daardeur stuur ek jou, dan gaan jy soontoe met die wete dat ek weet, iemand glo in my. En dis wat Moses vir hierdie ouens kom sê, hy sê, ek het julle gelei tot hier, ek het julle gelei uit Egipte uit, julle was onseker oor julle self, en hier het God julle kom lei uit Egipte uit, en onthou wat God al reeds vir ons gedoen het, al die pad tot waar ons nou is, want ons het die beloofde land in sig, en ons weet wat die beloofde land vir ons het, in store het, en nou wil ek hê julle moet gaan met die autoriteit van wat God oor ons dink. En vir hulle was dit om Kanaan te gaan besoek.
en te verken. En dit was so dat die stad Kanaan was hierdie vrugbare stad, 'n voordelige stad. Daar was soveel wat vir hulle in stoor was. Hierdie hoë muur, hulle was mooi beskerm en alles wat daar gebeur het, was eintlik dat God vir hulle sê, daar's mense wat daar leef. Die Kanaaniete, die Amoriete, die Malakiete en die Muskiete, hulle almal leef daar. En so ek wil hê dat julle moet soontoe gaan, want daai land behoort eintlik aan julle. Daai land wil ek eintlik vir julle gee. Maar die onsekerheid wat die Israeliete gehad het, was hulle kom nou net uit 'n tydperk van slawerny en so hulle is onseker van hulle self en dink, hoe kan ons daai land in besit neem? Hoe kan ons sien seker goed, ons staar seker goed in sig. Ons weet nie of ons in staat is nie. Ons is geïntimideer met wat daar gebeur en hulle vergeet dat net soos wat hulle intimideerd was toe hulle in Egipte was, het God hulle verlos. Net so, die dag toe jy vir God gevra het om jou te red, het God jou gered. Maar tog sukkel ons nog baie keer om hom te vertrou. God het al, as jy teruggaan in jou lewe, gaan jy agterkom, daar's sekere goed wat God al reeds gedoen het in die verlede, maar ons sien dit nie raak nie, ons kyk baie keer na huidige omstandighede. Jy weet, dit is interessant met 'n baba. 'n Baba het mos sekere mylpale soos wat hulle groot word. En dan op 'n stadium, terwyl hulle nou, jy weet, hulle as jy sit mos, jy pak mos klomp kussings om hulle en dan, wanneer hulle nou baie plek kom, waar hulle nou styf genoeg is en genoeg krag het om net regop te sit, dan voel jy, hey, wanneer gaan jy kruip? Sê, ag my magte, hy kind het dan nou net begin sit. En dan kruip die kind en dan dink jy, wanneer gaan jy nou begin staan en loop? En dan wanneer die kind begin staan en loop en half val, dan dink jy, ja, val hierdie kind hier teen die kas en jy weet nie, ons kan maar sien sekere kinders, jy sien sommer jou maat jy laat hard val op jou kop. Die keuses wat jy maak. Jy weet en dan wanneer daai kind so rondval en dan dink jy, sien maar jy so lomp. Ons vergeet die poging wat hulle gehad het om net regop te sit. Die poging wat hulle moes insit net om te kruip, die poging net om regop te staan en die poging net om te loop en dan later met hulle hardloop, maar ons sien altyd die negatiewe goed raak en net so in hierdie ouens besig om te moet gaan en te gaan sien wat daar gebeur, maar ons sien altyd die negatiewe raak. En dan sê Numeri 13 vers 28. Hy sê maar die mens wat in die land woon is sterk. En die stede is versterk en baie groot. Hoor jy hoe moun hulle al klaar? Hulle dink, Here, ons weet nie, ons kom nou net uit Egipte uit. Ons weet wat dit is om slawerny te beleef. Ons weet wat dit is om onder mag te wees. Ons ken hierdie goed. Ons weet nie of dit vir ons fisies gaan werk nie. En God sê, julle gaan en julle kom terug met 'n verslag. Hulle was vir 40 dae in daai stad gewees en toe hulle terugkom fisies, was hulle regtig, het hulle goed begin. Hulle het goed begin met hulle verslag toe hulle terugkom en sê, werklik waar, daai is 'n land van melk en honing. Werklik waar, kyk hierdie vrugte, kyk al hierdie druiwetrosse, kyk hierdie goed wat ons gekry het. Ons kan eintlik nie wag om te gaan nie, maar tog het vrees hulle beet gepak. Tog het hulle gesê, ons is onseker. Want die hindernis wat hulle beleef het en gesien het eintlik, het hulle die geleentheid gemis. En het eintlik het gesien as, nee, ons is nie in staat om dit te doen nie. In vandag se lewe is dit baie keer so, wanneer ons moeilike omstandighede in die gesig staar, dan kyk ons na dit en dink, nee, ek weet nie. Ek gaan net tou opgee. Jy sien, vir ons gelowiges moet ons besef, dis hoe ons na onsself kyk, want daai selfde spioene het teruggekom en hulle het hierdie gesê, ons was so springkane in ons eie oë.
Nie in hulle oë nie, in ons eie oë. Dit wys dat hulle identiteit vertroebel was. Hulle was onseker oor hulle self en as gevolg van die werklikheid wat hulle beleef het, kon hulle nie glo dat God hulle daardeur vat nie. Dis eintlik interessant dat 40, die woord 40 of die getal 40 in die Bybelse konteks beteken eintlik 'n tyd van beproewing. So wanneer ons elke jaar 'n reeks doen 40 days. Onthou julle, elke jaar doen ons dit. Word jy eintlik beproef of jy 40 dae gaan uithou. En van ons is nie eens deel daarvan nie. En so 40 dae was hierdie ouens in daai land, gaan beken hierdie land en hulle kom terug en hulle gee hierdie verslag. Ons weet nie of ons in staat kan wees nie. Jy kan gaan lees deur die Bybel, 40 was eintlik 'n amazing gedeelte. Moses op die berg, 40 dae. Elia se reis, 40 dae. Jesus na sy kruisiging, 40 dae voor hy opgevaar het. Daar is 'n betekenis van beproewing in hierdie tyd, 'n teken van geestelike toets om te kan sê, Here, ek weet in hierdie tyd van 40 dae, ek gaan vir 40 dae vas, ek gaan vir 40 dae dit doen, want ek kan op U vertrou. En daai 10 spioene kom terug met negatiewe report. Sê ons weet nie. Want hulle kyk vas in hierdie omstandighede. Hulle kyk vas in hierdie beeld. 10 spioene het die reuse gesien. En 2 spioene het 'n reuse God gesien. Net 2 van hulle, Joshua en Caleb. Want hulle het geweet, hulle lyne is nie vaag nie, hulle is duidelik, hulle duidelike visie, geweet dat God is die een wat hulle gaan help om hierdeur te kom, want dankbaarheid in ons hart is eintlik die atmosfeer waar God se vrede leef, en in daai het hulle gesê, ons kan nie wag om hierdie te sien nie, en dan sê Numeri 13:30 hierdie volg. Hy sê, toe het Caleb die volk stil gemaak, terwyl hulle hierdie verslag gee aan Moses en sê, al hierdie negatiewe goed, ons gaan dit nie kan doen nie, toe sê Caleb, bly stil. Daar's 'n ander woord, mag dit nie van die kansel af sê nie. Laat ons gerus optrek en dit besit neem, want ons kan dit verseker oorweldig. Ons kan verseker dit doen, kom ons gaan. Ons gaan nie wag op dit wat moet gebeur. Jy sien vir hulle 2 het hulle geweet, alhoewel 10 van die ouens sê, nee, ons mag nie gaan nie, was daar 2 wat gesê het, ons moet opgaan. Daar was 'n oortuiging, maar hulle kultuur was die probleem. Want as jy moes terugkom en 'n verslag kom gee in hulle kultuur, het hulle die oormeerderheid, die kollektiewe verslag gevat. En rondom dit het hulle bepaal wat gaan hulle doen. En net 2 het gesê, ons moet gaan, maar die res het gesê, ons weet nie of ons reg is nie. En as gevolg van dit wat hulle gespreek het, die oormeerderheid, die kollektiewe verslag, het hulle vir 40 jaar gewag om die beloofde land in te neem. Jy sien baie keer oor die goed wat ons alreeds het, die belofte wat God alreeds vir jou lewe gemaak het. Baie keer dan struggle ons in ons koppe met dit en sê, ek weet nie of God dit vir my gaan doen nie. Jy's besig om soos die Israeliete vir 40 jaar dit net uit te stel en uit te stel en uit te stel en uit te stel. Jy's besig om dit wat God reeds vir jou wil doen hierdie jaar uit te stel en uit te stel en uit te stel. En hierdie 2 het gesê, ongeag, gaan ons nog steeds op God vertrou. Ek hou van wat hy sê in die ander vertaling. Hy sê, maar Caleb het die mense by Moses stilgemaak en hy het gesê, ons moet beslis optrek na die land in besit neem, want ons kan sonder twyfel, hier is mooi woorde, die oorhand daaroor kry. Hoe praat hy met autoriteit? Ons het al reeds die oorhand. Caleb en Joshua was vir my eintlik een van daai belangrike figure in die Bybel wat God gedank het, nie op dit wat hulle gesien het nie, maar gedank het vir die belofte wat hy al reeds gemaak het. Ek het hierdie belofte gemaak en julle moet hierdie belofte in besit neem. En dankbaarheid is gewoonlik hierdie lens waardeur ek kyk om te kan sê, ek weet, ten spyte wat ek sien ek deur die oë, ek kyk deur die oë van dit wat Jesus Christus vir my gedoen het meer as 2000 jaar terug, en daardeur gaan ek hierdie land in besit neem. Van wanneer uitdagings
jou visie vertroebel, dan hou ons aan om God te dank. En partykeer is daar altyd hierdie setbacks in ons lewe en ons hierdie terugslag en jy wonder, hoekom gebeur hierdie? Hoekom gebeur hierdie? Dit is in daai omstandighede wat ek kan sê, ek hou vas aan Jesus. En net hierdie twee het teruggekom. En sê ons weet, ons vertrou nie op menslike pogings nie, ons vertrou nie op dit wat die mens kom doen nie. Want ons is leiers van dankbaarheid. En as ons hierdie lewe gaan leef van dankbaarheid, dan is ons dankbaarheid teenoor God en ons weet, ons lewe gaan voortgaan. Daar's 'n vooruitgang van ons lewe. Daar's iets baie beter wat God vir ons gestoor het. God se belofte is bevestig en God se belofte is nie besmet met vrees in jou of in my lewe nie. Want God het ook 'n belofte gemaak in Jesaja wat gesê het, aan ons is 'n kind gegee, 'n kind gebore, 'n seun is vir ons gegee. Hoekom? Om jou en my te kom verlos. En dit was daai selfde seun toe hy later in Markus 10 en 11 toe hy later homself voorberei om in die stad Jerusalem in te kom, die seun, die Messias, toe hy ingekom het almal geskree, Hosanna, Hosanna, die Messias is hierso. Die belofte het gestalte gevind, maar dit was dieselfde mense wat hom gekruisig het. Want vrees het veroorsaak dat hulle keuses maak gebaseer op hoe hulle voel op daai stadium en die kondisie van hulle hart. En ek wil vandag vir jou sê, wanneer jy dankbaarheid in jou hart het, dan besef jy dankbaarheid is 'n keuse en is nie 'n kondisie van wat hier binne aangaan nie. En so 40 jaar toe hulle die beloofde land invat, was dit Caleb. Toe hulle vir hom sê, Caleb, dit was jy en Joshua se woorde, wat gesê het, ons gaan nie ophou vertrou aan God nie. Sê vir ons, kies vir jou 'n plek waar jy wil leef. Weet jy wat het Caleb gesê? Hy het gesê, sien julle daai gebied daarbo? Die heights. Daar, die bergagtige gebied. Dis waar ek wil leef. Ek wil daar in die heights bly. Maar sien, dis wat ons sou sê. En hy het dit gesê, julle kan gelees. Hy het gesê, gee my die bergagtige gebied. En as ek vir jou moet vra, waar wil jy bly? Ek wil op Clifton bly, daar teen die berg, daar uitkyk. Waar wil jy bly? Ek wil daar Waterkloof Heights bly. Waterkloof hoogte. Dis wat hy gesê het. Maar die probleem was nie 'n begeerte van ek wil net daar bly en ek wil afkyk op almal nie. Hy het eintlik gesê, ek soek die bergagtige gebied waar die reëse wat julle so oor gekomplain het, waar die reëse bly. Ek wil daar wees. Ek wil daar gaan woon. Want as hierdie God van my kon verlos het van Israel, as hierdie God van my kon voorsien het terwyl ons in die woestyn was, terwyl ons vir 40 jaar gesweet het en gewerk het om net hierdie beloofde land in te neem, dan kan ek nie wag om te sien terwyl ek in die heights bly, dat God hierdie reëse vir my sal gee en ek sal hulle verslaan. Jy sien, jou en my lewe is baie keer, ons wil net die een gedeelte hê, ons wil net in die heights bly. Ons wil net daar bly. Maar God sê eintlik, onthou jy wat het ek vir jou gedoen voordat jy op die heights bly en terwyl jy nou op die heights bly, dalk gaan nog goed wees wat jou pad langs kom, wat jy gaan wonder, hoekom het dit gebeur? Maar in dit sal jy sê, Here, ek onthou, ek is dankbaar van ek onthou wat U gedoen het vir my in die verlede. Ek onthou hoe U my deurgevat het en nou is ek in staat om te kan weet dit is wat God deur en vir my kan doen. Want dankbaarheid en vertroue gaan eintlik hand aan hand. Ek kan nie dankbaar wees
en nie op God vertrou nie. Ek moet albei hê. Ek moet dankbaar wees. Maar ek moet ook kan vashou aan God. In Romeine hoofstuk 8 vers 28 in die boodskapvertaling sê hierdie, ons kan nou van een saak seker wees. God gebruik elke ding wat in ons lewe gebeur om sy doel te bereik. Elke ding. Nie om jou doel te bereik nie, maar sy doel. Vir ons wat in wat God liefhet, werk alles tot ons beswil uit. Wil jy vanoggend saam met my as 'n Joshua en 'n Caleb opstaan? Here, ek herinner myself van dit wat U gedoen het. Ek herinner myself van dit wat gaan gebeur. Ek herinner myself, want ek weet, die krag wat ek beleef, die moed wat ek vandag beleef, is ver bo my menslike poging. En ek gaan hierdie jaar vashou. Al is die jaar amper verby, ek gaan nog steeds vashou aan U belofte, wat U dalk gemaak het aan die begin van die jaar, wat nog nie 'n realiteit is in my lewe nie. Ek gaan vashou, want ek gaan nie vrees nie. As dit jou begeerte is, staan saam met my. Ek hou vas, dit wat die Here vir my en deur my gaan kom doen. Hemelse Vader, ek wil kom bid vir elke persoon wat hier so staan vanoggend. Vir die wat ook aanlyn kyk, Here. Ek bid dat hulle sal beleef dat dit wat God wil doen in en deur hulle lewe is ver meer en groter as ons eie menslike planne. In ons beskerming, in ons gesondheid, in ons verhoudinge, ons huwelike, ons gesinne, in ons finansies, in ons werke en ook hier in ons omgewing. Ons gaan leef met dankbare harte, want ons hou vas aan die belofte. Ek eer U daarvoor, Vader. En as jy dit saam met my glo, sê amen. Amen. Kom ons sing saam.